Okay. Hallo julle almal, baie welkom by vanaand. Dit is ons derde sessie in die Canva en AI werkswinkel waar jy leer hoe om jou eie produk te maak en hom in Canva te doen met AI en dan ook gaan ons hom in 'n winkel sit en dan gaan ons hom in die mark vat, né? Mense moet weet wat jy gemaak het. So ek is baie opgewonde. Vanaand is een van my gunsteling dele want Beacons is die aanlyn winkel wat ek kan amper sê ek was so 6 maande in digitale bemarking in gewees toe ek een program gekoop het wat 'n bietjie anderste was as dit wat ek aan gewoond was. En daar het ons geleer, hallo Nelmarie, Lisma, is lekker om julle te sien, Claudine. En dis die een waar ek toe nou gesien het, hoor jy, ek het nie net nodig om 'n landing page se link in te sit nie. Want baie mense klik daarop en dan sien hulle, ek moet my details hier insit. Nee, dankie, nê? En toe sien ek, as ek 'n Beacon Store link daar insit en ek maak dit baie mooi en ek sit interessante goedjies daarin, mense is vreeslik nuuskierig. Mense hou daarvan om te gaan kyk, wat is nog hier? En as daar iets gratis is, dan word dit sommer net so gedownload, né? Dan kry ek net e-mails hier van Beacons af om te sê download, of ek het eendag, kon ek nie glo nie, ek kry 'n seil, ek het toe nog gewerk, né? Ek kry 'n seil, en is nie 10 minute later nie, ek kry 'n seil, is die 10 minute later nie, kry ek nog 'n seil. Dit was dieselfde vrou, wat in my Beacon Store gaan shop het, né? En sy het besluit, ek soek die enetjie, ek soek daai enetjie, so ek het 3 seils soos in onder 'n halfuur gemaak, en dis omdat ek 'n Beacon Store gehad het, en nie net een link nie. So sy het geshop, sy het haarself gate uitgeniet, en ek het met 'n groot smile daar by die werk gesit. So, dis hoekom ek love dit, en ook natuurlik, dit was ook vir my latere inkomstestroom, want ek is seker daarvan dat ek van die eerste mense was hier in Suid-Afrika, van ons digitale bemarkers wat die Beacon Store begin gebruik het. En toe wil baie bemarkers dit hê. En toe het ek het vir 'n paar van my maatjies gemaak. Toe sê ek, hoorie nou, hou julle vir my mos besig man. Ek werk nou elke middag met ek iemand se store opstel, en toe begin ek 'n prys daarop te sit. En dis mos wat jy moet doen. Jy sien 'n gap, daar's 'n gap in die mark, jy create iets om daai gap te vul, jy sit 'n price tag op, en jy begin 'n inkomstestroom daarvan te maak. So ek het toe nou uit Beacon Stores uit, begin 'n inkomstestroom maak. Ek het verskriklik baie gemaak. Ek het later ook internasionale mark ingegaan, want ek het 'n ander program ook gekoop, en al wat hulle gebruik het was StanStore. Nou die wat StanStore ken, die eerste 14 dae is gratis, en daar slaan hulle jou daarna met $99 per maand, né? So, almal teken lekker vinnig op vir 'n StanStore, en die Amerikaners is gewoond daaraan, en toe sê ek vir hulle, nee, maar ons gebruik Beacons hier in Suid-Afrika. En toe gee ek 'n aanlyn klas eendag, 'n presentation dit was 'n Kanadese program in hulle community, het ek 'n presentation gedoen oor Beacons, en toe kry ek navraag. En toe het ek internasionale kliënte begin kry, en toe verdubbel ek my prys, né? En so het ek lekker baie geld net uit Beacons uitgemaak. So, jy moet altyd kyk, waar is 'n gap? En ek het al voorheen ook gesê, as iemand na jou toe kom en vir jou sê, Lindy, jy kan X doen. Ek weet jy's baie goed met X, en ek sukkel daarmee, of ek weet nie lekker hoe dit werk nie, of ek het die tyd daarvoor nie, sal jy dit asseblief vir my doen? As daar baie mense kom wat vir jou daai selfde ding vra, is daar 'n behoefte, en jy kan dit vervul, en jy kan 'n prys daarop sit. Jy moet nou net gaan kyk, hoe kan jy dit doen, né? So, dit is 'n baie belangrike punt wat jy altyd moet onthou. Vind 'n gap, create iets, sit 'n price tag op hom, maak geld daaruit, né? Goed, so nou gaan ek sommer begin wegspring. Is daar enige iemand wat, wag. Ons het gisterand uitgevind dat Jackie en Ria die challenge gevat het van dag 1. Nou wil ek weet, wie andersins het daai challenge gevat en actually gaan rondspeel, eerstens gebid daaroor, tweedens gaan rondspeel tussen die AI's, en het 'n baie goeie idee vorendag gekom. Wie het? Rosel,
Speak up, suster. Hallo almal. Hallo. Ja, so ek het toe gisteraand gaan sit en bietjie rondgespeel. Ek het ongelukkig, ek sê ongelukkig want ek dink ek het nou nie by al die idees uitgekom nie. So ek het dit net in ChatGPT gaan sit. Ek het eers by begin by die prompt unlock en daar gesê baie rofweg. Verskriklik rofweg want ek het regtig ek weet eintlik nie eens hoe om dit ek het nog dit was nog heeltyd my probleem. Ek weet nie hoe om hierdie ding te formuleer en te sê wat ek wil doen en hoe ek dit wil doen nie. So ek het daar begin by die prompt unlock presies gesê wat ek wil doen plus minus gedink in die tipe woorde wat ek wil toevoeg en om net by 'n prys uit te kom. En daarna die hele prompt soos wat prompt unlock hom vir my uitgeskop het, het ek dit gaan sit in ChatGPT en ons het toe nou natuurlik 'n bietjie van 'n meeting gehad en gebrainstorm en so aan en baie goeie idees gekom. In feite, ek sal sê ek het nie eers net by een idee uitgekom nie, ek het eintlik by 3 idees uitgekom. Een het ek mos nou al soort van gehad want ek wil hê mense moet eers besef of uitfigure waar hulle is. So ek het toe vir hom gevra, okay, ek soek hierdie vraelys en ek wil hê mense moet in 'n tipe van 'n kategorie ingedeel word wanneer hulle die vraelys doen en van daar af kan ons dan sien, okay, hier is die produk wat daai persoon gaan nodig hê. En so tot dusver is daar so 'n soort van 2 produkte wat moontlik is en dit is nou nog net met een AI. So ek dink wanneer ek dan dieselfde oefening doen en ek gaan sit dit in Claude en daarna challenge whatever daar uitkom, challenge dit met Perplexity, dink ek gaan dit rarig iets wees wat mense kan help. Uiteraard gaan ek dan hopelik daaruit 'n inkomste kan genereer. Vir my is die belangrikste ding, dit is iets waar 'n mens begin. En dit is mos nou maar soos bergklim. Jy moet eers tot by die volgende kraansie kom of tot by die volgende hoogte kom voordat jy die volgende stap kan sien. Of jy klim ons 'n paadjie en dan draai die paadjie, maar jy moet eers tot aan die einde van die paadjie kan kom om te sien waar is die volgende rigtingwyser. So ek is glad nie bekommerd oor waar gaan ek wees oor 6 maande nie. Ek wil nou begin met dit wat ek wil doen. Want dit is waar ek wil wegtrek. En daaruit, soos mens terugvoer kry en al daai goeders gaan dit mos nou net groei en groei en groei. So eintlik is ek nou regtig, ek is regtig verskriklik opgewonde, want dit het my nou amper 4 maande gevat om tot hierso te kom. Nee, eintlik meer as 4. 4 maande gevat om tot hierso te kom. So baie dankbaar, baie dankbaar. Dis wonderlik, Rosel. En weet jy wat, jy moenie sê dit het my 4 maande gevat om tot hier te kom nie. Hier is van ons wat al jare hier sit en nou eers by die punt kom waar ons sê, weet jy wat, ek dink ook ek het iets binne in my wat ek vir die wêreld kan bied. So, well done, dat dit jou net 4 maande gevat het. En dit Ja, moet ek nie nog stem 4 maande vat om daai produk op in die mark te hê nie, né? Nee, ons moet nou vinnig maak. Nee, ek stem 100% saam daarmee, want as ek ook kyk waar ek begin het, wie ek as 'n mens was toe ek begin het en en hierdie moet nou glad nie negatief klink of swaarmoedig of enige iets nie, maar ek was 'n bietjie in 'n slegte headspace gewees, alhoewel ek het dit nie gedink nie want ek is eintlik 'n opperste wat noem mense dit? Optimus. Ja, optimis. Ja, daai word my nou ontwyk. So ek sal dit kan met my huishoor gaan as ek nog steeds vir en dan ek jok nie. Ek dink dit gaan nog steeds fantasties. Al weet ek trek 'n bietjie swaar. Maar as ek sien, as ek nou terugkyk en ek sien waar ek was in my kop en al daai goeters kom ons nou maar net oor in jou liggaamshouding en in jou manier van praat en al daai goeters, dan weet ek hierdie was nie net idle time nie. Daar het baie gebeur in die tussentyd. Jy weet ook self hoeveel kere ek al agter die scenes gewerk het om aan myself te werk en myself te ontwikkel en ek moet soos ons almal maar, ek meen daar's so baie goeders wat ons nie weet nie. So ek leer die heeltyd. En nou hierdie week voel dit vir my begin alles
soort van bymekaar te kom. So dis daai beginne rippeltjie begin nou te vorm en dit is fantasties. So moenie Ek so opgee nie. bly. Moenie Ek opgee so nie. bly Hou vir net jou. altyd aan. Ja, dis awesome. Baie dankie dat jy gedeel het. Vreeslik dankie. En dit is vir my net weer eens 'n bewys dat as as jy jou mind op enige iets sit, as jy 'n besluit geneem het en jy invest in jouself, want al hierdie klasse wat ons bywoon, is tog om jouself te verryk, om jou kennis te verbreek. En as jy eers besluit het, kyk hierso, ek het nou genoeg gehad van hierdie weergawe waarin ek is en ek wil verbeter, dan sal dit gebeur wanneer jy inskakel en ek so bly vir jou en ek glo en hoop daar is nog baie van julle, maar kom ons spring gou weg, want ek wil nou nie, dit gaan dalk nou 'n tydjie vat, met die Beacon Store. So kom ons spring gou dadelik weg. Alright, so, waar het ons begin? Ons het natuurlik, ek wil julle net terugvat na waar ons begin het, en ons het begin met die prompt unlock, né? Hierdie prompt unlock is die app wat ek vir al die VIP's gegee het en almal wat agterna die werkswinkel wil, wat hierdie wil hê, hulle kan dit by my kry, jy kan jou bestelling plaas. Nou die prompt unlock help vir jou om te kyk wat jou produk vir jou, as jy 'n idee het in jou niche, nê, soos, is dit winsgewend? Gaan dit die pain points raak, nê, so is daar's 'n hele analise op die pynpunte, en dan ook jou markevaluering. Is dit iets wat in die mark in aanvraag is? Want baie kere maak mense die fout, jy create iets, jy gaan sit dit daar uit, jy baie tyd daarin spandeer, en is nie iets wat in aanvraag is nie. So hierdie app help jou met daai, nê, hy werk op die crisp, deur die agtergrond van jou nuus te gaan soek, die rol wat die AI moet inneem, want onthou ons vat dit AI toe, ons gebruik AI om ons te help, en dan die presiese taak wat uitgevoer moet word, en dan die duidelike vereistes, hoeveelheid, die formaat ensovoorts, en ook die parameters. En dan natuurlik ook is hy in Engels beskikbaar, so jy klik net hierbo tussen Engels en Afrikaans, en ook tussen die donker en die ligte opsie. So, net om te sê, dis waar ons begin het, en ons het gebruik gemaak van ChatGPT, en ons het gebruik gemaak van Claude. Nou, ek het 'n hele paar mense gekry wat vir my gesê het, Latasha, ek werk meeste van die tyd net met ChatGPT, Claude ken my nog eintlik glad nie, so dis eintlik 'n bietjie moeilik om nou vir Claude te gebruik, want Claude het nie daai agtergrond nie. Maar nou wil ek net gou vir jou sê, gaan in jou ChatGPT in, en sê vir Chat, as jy my moet voorstel, vir my en my besigheid, en my beginsels, en waarin ek dink, ensovoorts. As jy 'n goeie opsomming van my moet maak, in 'n 1A4 dokument, wat sal jy sê? Chat gaan vir jou baie mooi verduidelik wie jy nou is, en waaroor jou besigheid gaan, en dit gaan kopie jy dan, en jy gaan sit dit in Claude in, en dan sê jy vir Claude, hi Claude, hier's Latasha, en dit is wie ek is. Dan het Claude daarom 'n baie redelike goeie agtergrond van jou, en dan kan jy Claude dalk vinniger begin gebruik, as dit iets is wat nog splinternuut is nie, hy ken jou nog nie. Goed, dit was die AI's wat ons gebruik het, en dan natuurlik het ons Canva gebruik. So in Canva, ek gaan nou vir julle wys die oefening wat ons gebruik het. So vandag gaan ons doen die verskillende aanlyn winkels, registreer jou gratis Beacon Store, jou brand, jou kleurskema, storie produk as 'n aktiewe link, en e-pos met AI. So wat ons gedoen het, hierdie was ek het mos nou gegaan op die dagstukkies, nê? Nou myne is mos nou eintlik 'n gratis dagstukkies wat ek op Instagram gaan post. So ek het dit nou net vir die klas, het ek dit nou gaan sit, ek het dit gedownload as 'n PDF, en ek gaan dit nou in my Beacon Store oplaai om te verkoop, maar ek gaan dit doen as 'n freebie, nê? So, okay. En dan wil ek net gou vir julle wys, hierdie is my Beacon Store, soos die een wat, ek het 2 Beacon Stores. Ek het een wat baie oud is, waarmee ek oorspronklik begin het, en toe het ek vir my 'n nuwe ene begin. Ek gaan net gou vir julle wys, so lyk my ouer ene. Ek het 'n grocery store
in hierdie Beacon Store, nê. Ek het van alles. Ek het hier kan julle sien, ek het vandag vir die eerste keer in baie lang tyd hier ingelaak. Toe sien ek het $23 hier wat ek actually kan uitbetaal, nê. So ek het eers geweet hierdie geld lê hier nie. En ek wil net gou vir jou wys met 'n Beacon Store. Net uit my sales uit deur Beacon Store het ek uit hierdie ou ene oor die $4,000 verdien, nê? So 'n Beacon Store is 'n great ding want hier kan jy sien wie het wat afgelaai. Hier is freebies wat hulle afgelaai het. Hier is attraction marketing wat die enetjie gedoen het. Hier het ek 'n Canva beginnersklas aangebied. Ek het $5 daarvoor gevra. Ek het $4.50 gekry want Beacons het kommissie gevat, nê? So al jou sales history, alles is hierin. Jy kan sien wie het wat gekoop. Daar kan jy sien DBA was my grootste verkoper gewees op daai stadium. Ek het $1,500 verdien met DBA se volume 1, dink ek is daai ene dalk. Anyway, so dit is die eerste enetjie. Hierdie een is die tweede ene wat ek nou huidiglik gebruik. Dit is waarop my DMS is en waarop my Majesty in my nuwe goed nou is. So vanaand gaan ons 'n derde ene vir my oopmaak waar ons nou, want ek wil dit van scratch af vir julle doen, maar ek gaan dit nou moet doen in incognito, nê? So ek gaan daar oopmaak sodat ons van scratch af kan begin. Okay, so al wat ek doen is ek tik in Beacons, dan gaan ek ingaan op beacons.ai. Okay, nou gaan hy vir my vra vir 'n username. Okay, nou sien julle daar wys hy nou 'n regmerkie. So hier already have an account. Okay. So as ek sien nou maar ek het iets gevat soos Latasha Deploy. Dan gaan hy vir my sê dit hy is beskikbaar. Okay, cool. Gaaf. Okay. Okay, so jy gaan 'n e-posadres insit, jy gaan 'n password insit, I am not a robot en create account. Okay, nou gaan hy eers baie dingetjies vra. Hy gaan nou vra choose your color. So hy gaan nou van jou socials wil oplaai. Ek sou eintlik gelike het as hy dit my nou kon laat skip het. Gewoonlik het hy dit kon geskip het. Okay, hulle het hom. Okay, cool. Hulle het ten minste een. Nou vra hulle of daai ene is. Ja, this is me. Okay, nou kan jy templates gaan kies waarvan jy hou. Jy kan nou sien jy kan tot soos 'n video, my ou ene het soos 'n video gehad, hy het sulke goue glitter die hele tyd gegooi. Julle weet mos ek's baie lief vir my glitter. So ek gaan sommer die enetjie vat en sê use this design. Okay, ons sê sommer dis reg. Skip for now, want ons gaan nie nou upgrade nie, ons gaan nie, want jy kan vir Beacons betaal ook, daar is verskillendes, maar ons gaan 'n gratis ene doen. Al twee myne wat ek nou huidiglik ook het, is gratis. Connect your account so Beacons works with your live data. Ja, okay, connect maar.
Okay, ek wil nou nie dit gedoen het nie. Sorry, ek net gou om oorskuif. En ek nou nie my paswoord nie. Duidelik nie. Of ek wil aan een. Dit sal nou 'n storie wees as hy nie my ding wil aanvaar nie. And try another way. Dit gaan nou, sorry, ek gaan net, maar dis nou maar hoe dit is, né? Wanneer jy dit self ook gaan doen, dis nou maar hoe dit is. 6, 3, 5, 8, 2, 6, 1, 4, 3. Kom ons kyk gou of hy vir my 'n boodskap gaan stuur. Wie van julle het almal 'n Beacon Store? Het iemand van julle Beacon Stores of is dit nie iets wat julle al wou gehad het nie? Corberie het 'n Beacon Store. Gesien. Jackie het een, Shamaine het nie geweet van dit nie. Okay, awesome. Net gou kyk julle. Sorry, dit vat nou 'n bietjie tyd hier, net gou om my e-mail te kry. Ek kan nou nie glo ek kan nie my e-mail. Ek het net freaking een 8 2 7 2 6 7 Ek het een paswoord wat ek oor en oor recycle. So kom ons kyk. Get 'n verification code. Okay, stuur hom vir ons. Latasha, Okay, hier ek kom hy sien nou. hier's mense wat wil opteken. Het jy jou Beacon Store link gepost dat hulle jou link kan gebruik om op te teken? Hy kom in die e-mail. Laat ek net gou check your phone to tap yes. Sorry, ek moet net gou kyk. Pull down the notification. Kyk, cool, so ek gaan nie inspring terwyl jy kyk daar. So vir die van julle wat graag 'n Beacon Store wil begin, in die e-pos wat na die meeting uitgaan as ek reg onthou, het Dis Latasha haar Beacon Store link daar ingesit. So dan kan julle net op haar link klik om julle Beacon Store te begin. Sorry. Verify your email. Continue. Happy days. Okay. Kom ons kyk gou of ek kan inkom. Oei. As ek nou nog 'n bietjie, as ek nog 5 minute gaan sukkel, dan gaan ek
op die ander een werk, maar lyk my ons het nou reg gekom. Lyk vir my ons het nou reg gekom. Kyk, cool. Hierso is die splinter nuwe ene. Nee, julle sal sien hy het nou hy het die nuwe fotootjie van my op. Hy sê Latasha deploy. Goed, so ons gaan na link in bio toe. Dan kan julle nou sien hier is nog heeltemal niks nie. Ek net gou terwyl julle ek wil nou nie daai ene se link stuur nie. Ek sal hierdie een se link vir jou stuur. Copy link. En ek kan hom daar insit en julle, dit is nou my hele store daai, so julle sal hom later sien en dan daar gaan 'n opsie wees hoe om jou eie Beacon store te begin uit hom uit, so julle kan daar kyk, Anetta. Okay, coolio. Alright, nou gaan ons begin en nou heel eerstens moet ons 'n julle gaan sien in jou link in bio, omdat hier nou nog niks is nie, gaan klik jy op add block. By jou add block kan jy nou verskeie, jy kan 'n link insit, jy kan video's insit, jy kan images insit, jy kan allerlei goed insit. So ons gaan 'n link insit. Dan kan jy ook hoe wil jy hê jou link moet display? Ek hou nogals van hierdie enetjie. So ek gaan daai ene vat en dan gaan ons nou sê add locked link. Okay, en dan sê ons add. Nee, ons wil nie 'n shoppable hê nie. Gaan weer terug. Gaan 'n link doen, 'n add link. Okay, goed. Nou en ek gaan vir julle wys, ek het as jy 'n produk het met 'n link, soos ek gaan nou net gou my DMS gou sommer hier insit, of ek gaan my Majesty se link hier insit. So jy gaan net jou link copy, dan kan jy hom net letterlik daarin gaan paste. En sodra jy hom ingesit het, kan jy sê add en hy behoort meeste van die tyd sal hy self generate. Hy sal vir jou icon uitgooi, hy sal vir jou die beskrywing daarvan gee. So al wat ek nou hier gaan bysit is community, join our, dan gaan ek dit so doen. Nou kan jy sien, hy wys klaar sommer hier kan jy klaar sien hoe gaan dit lyk jou display. Nee? Okay, en dan, en dis nou as jy 'n link wil insit, maar nou wil ek die PDF wat ek gaan laai as 'n produk. So, ekskuusie. Ek het vanaand so 'n bietjie van 'n bug hierso wat my wil verpes. Maar ek weet nie, daar's nie iemand anders wat op die skerm is nie, want dit gebeur gewoonlik is daar iemand anders wat saamwerk. Nee, nie wat ek sien nie. Okay. Want my muis wil nie saam speel nie, en dit gebeur net as by Kostra net weer. Ek gaan hom moet stop share en ek gaan moet weer teruggaan. Dis al hoe ek dit nou gaan regkry. Kyk, coolios. Nou gaan ek sê ek wil 'n produk doen. Hier by die quick add sal jy sien daar's 'n link, daar's 'n product. So ek gaan 'n produk oplaai. Dan kan jy sê dit kan of 'n affiliate product wees of dit kan 'n digital produk wees. So hierdie ene gaan wees 'n digital product wat ek gaan oplaai. En ek gaan hierdie display vat hier onder. Goed, nou gaan hulle vir sê create a product. Digital product, appointment, jy kan tot kursusse doen.
een kan jy gratis hier insit en jy kan ook 'n membership, maar hy is op die Pro weergawe. So ons gaan 'n digital product doen. Okay. Hier gaan hy nou vir jou allerlei inligting gee. Ek gaan net deur dit skiep want ons het nou nie nodig om dit alles te lees nie. Ek gaan sommer vir julle wys hoe dit werk. Alright, so hier is basies die struktuur van wat hy vir jou gaan gee. So jy sal sien hier is al die seksies wat jy moet invul. So ons gaan eerstens begin met die produktitel. Hy gaan hierso highlight. So hier gaan jy intik dagstudies. Week 1. Okay, en wat lekker is, jy kan onmiddellik sien wanneer dit, soos wat jy tik, hoe gaan dit lyk. En jy het nie nodig om neer te skryf, as dit, jy kan regtig maar net kyk, want jy gaan die recording kry, hoor. Kan jy net terugklik, dan vra hulle vir jou wat is jou prys. Nou jou prys is baie nice, want jy kan sê 'n set prys, met ander woorde, jou prys is jou prys. Jy kan self sê, mense kan betaal wat hulle wil, so as hulle dit gratis wil aflaai, kan hulle gratis aflaai. As hulle vir jou 'n donasie wil gee vir $10, dan kan hulle dit doen. So mense kan self besluit wat hulle hier wil doen. Wil jy dit dalk op 'n seil sit? So dan kan jy byvoorbeeld sê jou original prys is miskien, sê nou maar dit is $15, maar vir jou seilprys wil jy net $5 hê, dan wys hy dadelik hier werk hy vir jou uit ook en hy sê dis 'n 67% afslag wat hulle dan kry. Of jy kan sê die produk is gratis. So wat ek nou gaan doen is, omdat hierdie week 1 is, ek gaan hierdie, sê nou maar, ek gaan nou nie dit regtig doen nie, maar sê nou maar net, ek wil nou die hele 30 dae doen, 4 weke, maar nou gaan ek dit doen vir $12, maar omdat dit nog net week 1 is wat beskikbaar is, gaan ek hom gratis doen, maar dit gaan net dit gaan tydelik wees. So, this product is for free, sy gewone prys is $12, dit wys daar. Jy kan ook discount codes hier insit, sê nou maar, jy het 'n promosie wat jy gaan hardloop en jou produk is sê nou maar $80 en jy wil vir hulle 'n 20% afslag gee, dan kan jy dit hier doen met 'n discount code ook. Jy kan dan die kode hier insit en hoeveel afslag jy ook wil gee, jy save dit en dan kan hulle daai promo code insit wanneer hulle jou produk koop. Okay. Ons kan hom cancel. Goed, en dan, so ons prys gaan 0 wees. Ons description, nou met jou description wil jy graag hê, die mense moet presies weet waaroor gaan jou produk. So om dit 'n bietjie vinniger en makliker te maak, het ek sommer, laat ek net weer hierdie prentjie skuif, het ek vir Claude dit voor die tyd klaar gevra, dat hy dit vir ons moet skryf. So ek het hier vir hom gesê, skryf asseblief vir my 'n produkbeskrywing wat ek in my Beacon Store kan laai vir week 1. Ek gaan dit as 'n PDF dokument laai. Maak gebruik van 'n kopersielkunde en uitnodigend. Hierdie is 'n $7 produk wat ek vir 'n beperkte tyd gaan offer as 'n freebie tot al 4 weke beskikbaar is. So ek moet my prys eintlik gaan verander na $7 toe. Okay, so nou het Claude hier vir my 'n pragtige ding geskryf en nou gaan copy ek dit net. Copy dit en ek gaan soontoe, nee, na die incognito eenheid toe. Hierso. Nou, as jy kan of hier klik waar die potloodjie is, of jy kan hier aan die kant gaan. Jy gaan net daai alles highlight en delete, en dan gaan jy net Ctrl+V en dan paste daai hele storie soos wat Claude dit vir jou gesê het. So jy's nie toevallig hier nie, jy's nie te laat nie, en jy's beslis nie onsigbaar nie. Goed, so hy het nou 'n baie mooi beskrywingkie daar. Ek gaan net gou teruggaan na die prys toe, want die prys moet $7 wees. Okay. Dan media. Sodra jy op media klik, sal jy sien, dit is die prentjie wat daar bo aangewys het. Maar
ons wil mos nou ons eie prentjie daar insit. So jy kan daai prentjie gaan delete, sê jy delete, en dan is hier add image. Dan gaan klik jy op add image, en dan kan jy jou eie prentjies gaan oplaai. As jy nou al baie beacons gebruik het, gaan hier standaard prentjies wees, maar omdat nou 'n nuwe een is hier nog niksie, dan gaan jy browse file. So nou kan ons gaan kyk wat se prentjies is hier nou al reeds wat ons sommer kan gebruik. Kom ons vat sommer die ene. Hy laai hom gou op, uploading. Nou sien jy, hierso wys hy nou, dit is nie die hele prentjie soos wat jy hom wil hê nie. So jy kan hier klik op freeform. Het ek net gou gesien. Hy is veronderstel om net bietjie, kom ons sit so. En het altyd 'n ding gegaan wat om anyway, ek gaan nou nie tyd morsie op nie, maar jy kan jou prentjie gaan kies dat hy mooi wys, dan sê jy net accept, en dan gaan jou prentjie daar wys. OK. Dan jou product file. Nou het ons mos nou die produk klaar, ons het hom gedownload as 'n PDF, so hy gaan nou ergens op jou rekenaar of jou selfoon of wat ook al in jou drive waar ook al wees. So jy kan hom gaan add as 'n link, so sê nou maar jy het jou produk in Google Drive ingesit en jy het 'n link, dan kan jy hom add as 'n link hier. Ek gaan hom upload as 'n file. So jy klik op upload file. Dan gaan hy na my rekenaar toe gaan en dan hierso is die Instagram dagstukkies, die PDF wat ek gedoen het. So daar gaan hy hom nou oplaai. Het vat so 'n klein rukkie. Daai prentjie pas nou glad nie by dit nie, maar vir die voorbeeld sal dit werk. Daar sy. Daar wys hy nou. En natuurlik ook, ek wil eintlik vir julle dit gou gewys. Daai is 'n baie groot file. So kom ons gaan doen gou dit. Ek gaan vir julle wys hoe om. Ek weet nie wie van julle ken I Love PDF. Ken julle nie? Maak 'n nota van hierdie, maar alhoewel dit is in die training, I Love PDF is amazing. Dit is gratis om te gebruik. Jy kan dokumente merge, jy kan hulle split, jy kan hulle compress, jy kan van PDF na Word toe verander, PDF na PowerPoint toe, PDF na Excel. Hierdie is amazing. Jy kan dokumente scan, jy kan digital signatures doen. Great website wat jou niks kos nie. So nou gaan ons gaan compress PDF. Ek klik gou op hom. Dan select jou PDF file. Jy klik op hom, hy gaan dadelik na jou folder toe gaan. Hier is my PDF dokument. Soos julle kan sien, hier wys hy nou 24.01 megabyte. So ons gaan hom daar insit. Nou gaan ek vir hom sê, ek wil net die recommended compress hê, né? So hy gaan nog steeds goeie kwaliteit wees. Compress PDF. Daar gaan doen hy nou sy ding. Sien julle hoeveel kleiner is hy nou? Nee, 'n massive verskil. En dit help baie vir jou kliënte wat nou hierdie dokument gaan aflaai en dit vat soveel spasie, né? So dit is nou baie beter. Goed, nou gaan ons weer terug gaan incognito toe. En nou gaan ons nie daai ene nie. Ek's besig hier met 'n webinar. Okay, goed. Nou wil ek nie meer hierdie enetjie hê nie. So hoe gaan ons nou maak? Hier's 'n drommetjie hier langs aan. Ons delete vir hom. Delete. Nou gaan ons weer upload file.
Hier staan nou compressed. As ek dit nou die regte manier gedoen het, het ek nou eers in my komputer ingegaan en ek het daai gaan verander, dat dit nie compressed wys nie, want ek wil nou nie hê my dokument moet daai naam hê nie, maar vir die oefening sal dit nou werk. So nou gaan ek hom vinnig gou oplaai. En daar kan jy nou sien, daar is hy onder 1 megabyte, van 24 af na onder 1 megabyte. So massive verskil in grootte. Goed, dan kan jy nou sien, ons het nou al hierdie, almal is groen tiks op, so ons produk is eintlik ready, né? Maar nou wil ek net gou vir julle 'n paar ander dinge wys wat regtig amazing is, né? Jy kan hierdie order bump doen. So as jy nog produkte het, sê nou maar, jy gee hierdie dagstukkies vir, as ek nou my vision casting hier gaan oplaai, want ek gaan een van die dae begin met vision casting chapter 3, nee, dan gaan ek met daai bemarking begin. So wat ek kan doen is, ek laai vision casting chapter 3 hier in, ek sit die dagstukkies op gratis, want dis nou 'n lead magnet, en dan klik ek order bump. Met ander woorde, sodra ek dit klik, dan gaan dit vir my sê, ek kan nog 'n produkkie by add. So as mense hierdie ene aflaai, kom die Vision Casting Chapter 3 dadelik op, en hulle kan dadelik, het die opsie om dan die volgende ene te gaan koop. So die order bump werk baie lekker as het jy gesien, ek het dit ook, né? So dit werk baie nice daarvoor. Dit is waarvoor die order is. Waar's my sections nou? Dan ook limited product sales, sê nou maar soos, ek wil hom net op $0 maak vir die eerste 5 mense wat hom aflaai, gaan hom vir gratis kry. Daarna gaan die prys opgaan na $7 toe. So dis ook baie nice as jy soos 'n early bird special wil doen, om te kan sê die eerste 5 wat inkom, wat opteken, julle kan hom teen hierdie prys kry. En dan sodra jy daai maximum gereach het, dan kan hulle dit nie meer teen daai verlaagde prys kry nie. So dis ook baie lekker. Dan is daar 'n affiliate share wat amazing is, want as jy ook, sê nou maar soos ek wat ook nou die Vision Casting Chapter 3 gaan host, Chapter 2 het ek dit ook gedoen, enige iemand wat Chapter 2 by my opgeteken het die geleentheid gehad om vir die affiliate kode te vra, dan is hulle iemand nooi, en daai persoon koop dan nou ook die kursus, dan kan jy 20% daarvan gekry het. So dis ook baie nice, jy kan affiliates hier uitsit, en elkeen het 'n unieke nommer. Dan is die ou settings is hier, so jy kan tot jou settings hier insit. 'n overall rating, baie belangrik om 'n overall rating te hê, sodat mense jou produkte kan rate, want as mense kan sien, sy het 'n 3 ster, 'n 4 ster, 'n 5 ster of 'n 1 ster gekry, dan kan mense evalueer volgens, is jou produkte die moeite werd, né? Jy kan ook ask a question, so iemand kan vir jou 'n vraag vra op jou produk, dan gaan jy 'n notification kry om te kan sê, een van jou kliënte het 'n navraag, jy kan 'n CTA button hier insit, reviews, sit altyd reviews aan, sodat mense 'n review op jou produk kan sit. Dit is 'n baie goeie sales vir daai, en coming soon, as jy iets binnekort gaan launch, kan jy dit ook daarop sit om te sê, binnekort gaan ek iets nuuts launch. So soos julle kan sien, hierdie is pretty incredible, I must say. Ek love net vir beacons, en dis alles, ek meen dis gratis. Net gou weer hierdie fotootjies hier skuif. Ok, goed, nou het ons alles hier gedoen. As jy enige extras wou bygesit het, is jy welkom om te doen. Nou gaan ons sien, so ons product page is nou klaar. Nou gaan ons oor na die checkout toe. By checkout, wat wil jy hê? Jy wil die naam hê, jy wil 'n e-posadres hê, en is baie belangrik om 'n telefoonnommer te hê. En jy klik daai as required, hulle moet hulle telefoonnommer insit, en die rede daarvoor is omdat ons
Ons verander ook nou 'n bietjie die manier waarop ons bemarking doen. Ons gebruik byvoorbeeld nie net meer vir System nie, ons gebruik dan dalk nou 'n stelsel soos SAS en daaruit kan jy tot SMS'e stuur of jy kan WhatsApp stuur. So dis hoekom jy graag nie net e-posadresse wil hê nie, maar jy wil selfoonnommers ook hê. En dan is daar nog ander velde wat jy ook kan bysit van watter land af hulle is, hulle verjaarsdae ensovoorts. Okay, goed, dan gaan ons oor na die sukses skreen toe. Hier gaan hy net vir jou sê, baie dankie vir jou support. Hope you enjoy your product. Dit kan jy net so los as jy wil. Of jy kan ietsie anders hier skryf ook. En dan gaan hulle, wat ek baie kere doen is, ek sal hier byvoorbeeld sê, kyk in jou spam of promotional folder vir jou produk wat op pad is. Nee, want baie kere gaan val dit daar en dan dink mense hulle dit nie gekry nie. So ek sal hier byvoorbeeld bytik, please check your spam or promotional folder if not in your inbox within 5 minutes. Jy kan dit beter stel as ek, as jou Engels beter as myne is. Wat ek ook hier baie kere insit, meeste van die tyd, sal ek ook sê, disclaimer, hiermee aanvaar ek om e-mails van Natasha af te kry, en ek kan enige tyd unsubscribe. Ek sit daai disclaimer ook daarin. Okay, goed. Dan e-mail receipt. Nou gaan die persoon mos nou 'n e-mail ook van jou afkry. En ek wil net gou hier sien. Waar gaan klik ek nou? Ek wil nou graag die ding verander. Ek het nou eintlik 'n e-mailtjie reg gekry vir hom. Ek kan nie hom nou sien nie. Maar anyway, hy gaan hom dan nou eintlik basies net so uitstuur en vir jou sê, hier is jou dagstukkies week 1 en hulle gaan hom dadelik kan aflaai, daar's die download ook. Hy is dan daar attached. Goed, dan kan ons sê, nou is ons e-mail ook klaar, nou kan ons sê next. En ons het nou net een produk in hierdie, so hier gaan altyd, as jy nou al baie het, gaan hier klomp verskillende subheadings wees. Ons het nog net een digital product hier, so ek klik hom en ek sê list product. Your product is live in your link in bio. Goed, cool, happiness. Nou kan ons gaan kyk na ons link. En daar kan ons sien, daar is hy nou. Jy kan altyd die layout weer gaan verander, jy kan die kleure gaan verander ensovoorts. So dit is hoe vinnig, nou ek gaan net gou vir julle hier 'n copy doen, en dan gaan ek hom gou in die chat ingooi, as ek die chat kan sien nou. Interesting. Ja, so. So nou, as julle op hom gaan klik, gaan julle dadelik kan sien hoe lyk dit. En dan gaan julle ook kan klik op hom en hom byvoorbeeld kan download. Dit is die chatbox wat my cursor blok gaan weer share. Ekskuus tog? Okay. Alright, goed. Nou wil ek vir julle gaan wys, as jy byvoorbeeld, sê nou maar soos op my eerste bladsy. Ek sal dit nou vir julle wys hoe lyk my ander ene. Hier kan jy new pages ook insit. So jy kan 'n volgende bladsy ook insit. Add a new page. Nou is dans van liefde en die lewe. Dit was my Chantel, ek gaan jou mute, daar sy. Okay, so jy kan 'n tweede bladsy ook insit. So sê nou maar jy het verskillende
digitale programme wat jy bemark, né? Soos jy dalk DMS, jy het Legacy, jy het DBA, jy het RBA, is dit RBA, wat ook al, nee, jy het al daai verskillende, so jy kan vir elke ene sy eie bladsy doen. En dan ook manage page, jy kan ook as jy, nee, jy kan nie die homepage skuif nie, ek gaan net gou 'n derde ene ook doen, add new, okay. So as jy manage page ook, dan gaan jy jy gaan hulle kan rondskuif ook as jy wil, né? En dan wil ek gou gaan kyk hoe, so ons na die settings toe gaan. Ek is nogals verbaas om te sien, hy het nog nie vir my gevra om my PayPal te link nie, maar dit is 10/1 omdat my produk nou gratis is. Want hy gaan vir jou vra, sien jy hierso is PayPal Connect. So onder jou settings wat hieronder is, onder payments, daar gaan PayPal wees en jy gaan jou PayPal hier connect. So jy gaan net daar klik en hy gaan dit baie eenvoudig doen. Hy gaan vir jou access vra tot jou PayPal toe. Jy gaan sê jy gaan dit approve en hy gaan jou dadelik weer teruggooi in jou Beacon Store in. Brand and appearance. Okay, so hierso kan jy jou brand gaan verander ook, soos hy het ons nou maar net outomaties daai bruin kleure gevat, nogals toevallig, hy het seker gevoel my vibe vanaand, maar jy kan enige kleurskema gaan verander, kom ons vat, ek is mos nou maar in die groene, né? So, nou gaan hy vir jou wys, dit is hoe die kleure gaan lyk. I likes it. For me, this is good. Okay. Gaan ek nou uitgaan. So, hy gaan daai kleure hou. En jy kan nou regtig hier gaan rondspeel. Jy kan e-mail marketing hier uit gaan doen. Jy kan e-mails hier uitstuur. Jy kry natuurlik 'n beperkte hoeveelheid e-mails wat jy hom uit kan stuur, omdat dit die gratis ene is. Maar jy kan regtig 'n bietjie gaan rondspeel hier, gaan kyk wat hy alles offer. Dis incredible wat jy alles met hierdie een kry. Jou analytics is hier van jou socials, kan jy insit. Dis regtig baie nice. Okay, goed. Nou gaan ons net gou weer teruggaan na ons link in bio toe en ons gaan na ons produk toe. Net doen hy dit weer. Sorry. My rekenaar is lus vir speletjies. Okay, so ons gaan terug na ons digitale produk toe. Jy kan sien hierso is hy flikker hierso. So ons gaan soontoe en nou kan ons hier gaan skryf 'n kort beskrywingkie hier. Kry jou daaglikse inspirasie hier vir jou eerste 7 dae. En dan jou action button is hier, jou so ietsie. Okay, so nou kan julle sien, hierso is jou copy, jou URL. So as ek hierop gaan klik op hierdie gespietjie hier, dan gaan hy vir jou 'n URL maak. Ek gaan hom nou in die chat ingooi en dan gaan hy lekker weer vir my hier laat vries. Maar daar is die link nou. Nou daai link is nou gereed vir social media. Nou kan jy met daai link, sien julle nou hier, wys dit, dagstukkies week 1, kry jy daagliks, ek het nou nie my kleur gesave nie, ek moet dit seker net gaan reg doen. Maar hierso wys hy vir jou dagstukkies week 1, kry jy daaglikse inspirasie hier vir jou eerste 7 dae, dis gratis, kry dit hier. So die mense kan klik en hulle sal deur die proses kan gaan daarmee. Hier vra hulle nou vir my, daar kom dit nou op, set up your payment. You see. En dit is hoe maklik dit is om 'n Beacon Store op te stel.
net gou-gou. Nou die en die, okay. Goed, ons het daai alles gedoen, dan kan ek nou stop share. So dit is hoe maklik dit is om 'n Beacon Store op te stel. Soos julle kan sien, dis net 'n paar kliks, dis regtig baie maklik. Jy kan as jy 'n bietjie tyd gaan spandeer, kan jy regtig baie rondspeel daaraan. Jy kan hom jou hele brand daarin bring. Jy kan al jou produkte daar gaan inlaai. So as jy byvoorbeeld nie net 'n landing page link wil insit nie. Want wat ek ook gedoen het, ek wonder, kan ek dit gou-gou vir julle wys? Ek weet ons tyd het nou uitgehardloop. Maar selfs in die vorige ene wat ek gehad het, my ou ene, daar het ek 'n video ook gehad. Ek het in my nuwe ene ook 'n video in waar ek myself voorstel. So heel aan die begin het ek een keer 'n video ingesit wat ek sê, "Hi, welkom in my aanlyn winkel. Dis vir my so lekker om jou hier te hê. Hoorie, geniet jouself, browse deur alles, kyk wat jy wil lees. Daar iets is wat gratis is en jy wil dit hê, download dit. As jy 'n vraag het, stuur vir my 'n boodskapie. My WhatsApp nommer is ook hieronder. Kry dit gerus, kom in kontak met my en laat ek vir jou help." En nogmaals baie dankie, né? So ek het so 'n kort videoetjie ingesit wat ek van YouTube af daai link daar ingesit het. En dit gee ook die mense daai bevrediging om te weet, hoorie, ek is op die regte plek. Patricia, jy het 'n vraag. Goeienaand Natasha en almal. Hi. Ek wil net gou attent maak. Rosel het 'n vraagie gevra oor PayPal en Namibiërs. Dit is ook my vraag. Hoe gaan ons dan ons payment gateway dan create? Want ons het mos nou nog nie PayPal nie. Ja, ek weet, dit is 'n baie goeie vraag. Ek weet actually nie. Ek weet nie of daar 'n ander manier is om die vir Namibiërs nou. Dit is nou 'n stukkie ene daai. Want ek dink nie hulle gee vir jou, behalwe as jy Stripe het of iets anders, maar ek weet julle het geen ander payment gateways nie, behalwe julle bankrekeninge. Maar wat jy kan doen is, laat hulle jou direk kontak. So maak 'n kontakvorm in plaas van direkte link dat hulle kan koop uit jou winkel uit. Sê jy net vir hulle, hier is die kontaklink om by die betalingsopsie uit te kom en dan kan jy in jou welcome email kan jy jou bankbesonderhede sit en dan kan jy sê doen jou hier is die bankbesonderhede, hier is die email waarheen jy jou proof of payment moet stuur en dan gaan jou produk aan jou afgelewer word. So dan jy het maar net 'n bietjie 'n langer proses, maar daar's altyd Wise. Julle moet dalk Wise ondersoek. Ja. Wise het ongelukkig nie 'n payment gateway as sulks nie. Ek weet Tensy jy kom- van iets weet, Rosel, asseblief laat weet my, want dan gebruik ek hom onmiddellik dadelik soos in gister. Ek weet Cormarie het al ook het te doen met Wise ook gehad. Okay, cool. Maar ja, andersins gebruik jy dit net eenvoudig so as 'n deurgang, né, dat hy net in jou e-mails inkom. Ons is oor die tyd. Ek's verskriklik jammer. Maar ek glo dit het vir julle gehelp om te kan wys hoe jy jou produk vandat jy hom geskep het totdat jy hom in jou winkel het. Jy het jou link. Môre aand gaan ons social media toe. Dan gaan ons gaan verkoop, né? So jy's nou so ver. Plesier, natuurlik die VIP's, ons gaan nou inspring sodra ek die recording gestop het, so almal wat in die VIP's is, die wat vra het, spring daarin, kom vra my asseblief, en dan natuurlik, ek weet ons het 'n paar nuwe VIP's vanaand bygekry. As jy nog nie die link gekry het vir die prompt unlock nie, vra my net dat ek dit vir jou in die VIP dan stuur. En hoe lank bly die recordings beskikbaar? As jy in die community is, ek wil net vir julle daai community link gou stuur, né? Join net my community en jy gaan access hê tot die replays. Ek gaan dit glad nie uitstuur op e-mails nie. Dit gaan in Majesty se community wees in die classroom. Daar is 'n module daarvoor. Jy gaan duidelik kan sien, daar gaan 2 wees. Een is vir ons werkswinkel en die ander een is vir die VIP's.
Ek sê vir julle vreeslik dankie. Mag julle 'n wonderlike geseënde aand hê. Ek sien julle môre aan vir ons laaste ede. Mooi bly julle almal. Baie dankie.